Die versoeking in die woestyn. Matteus 4 vers 1 tot 11. Weet jy wat beteken versoeking? Jy weet wanneer daar partykeer 'n Coke in die yskas is, maar jy mag dit nie kry nie. Jy weet en veral as jy dors is en jy kry warm, jy weet en jy maak die yskas oop en daar's 'n Coke wat jy nie mag kry nie. Dit is 'n versoeking. Jy soek dit, maar jy kan dit nie kry nie. Dalk was jy al in 'n situasie waar jou maatjie iets verkeerd wou gaan doen het en vir jou gesê het, kom, wees saam met my stout, kom doen dit saam met my. Dan het daai maatjie jou gelei in die versoeking om die verkeerde te doen. Vandag gaan ons lees hoe die duiwel vir Jesus in die versoeking gelei het en hoe Jesus het reg gekry het om nee te sê vir sy versoekings. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons u kinders kan wees, dat ons vandag van u kan hoor. Here, help ons om te kan leer, om so te wees en te luister, maar help ons om te groei in die geloof, in ons kennis. Heer, wees met elke kind hierso, dat hulle naby aan u sal bly, en help ons om naby aan u te bly, dat ons vreugde daarin sal vind, dat ons die kinders is, en dat ons al hoe meer en meer sal wys vir mense wie u is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Matteus is deel van die evangelies in die Nuwe Testament. Dis die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament. Dis die boeke wat ons vertel van Jesus se geboorte tot by sy kruisiging en toe hy opgestaan het uit die dood. Kom ons sê die boeke saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Wanneer ons Matteus lees, vertel dit ons van die boek van Jesus waar hy gebore is. Maar dan hoor ons niks meer van Jesus nie, totdat hy gedoop is, wat ons laasweek gedoen het. Hy was omtrent so 27 tot 30. Maar dan die eerste ding wat gebeur, is die Heilige Gees lei vir Jesus in die woestyn in. En daarso het die duiwel hom toe met 3 versoekings probeer verlei. So ons lees dan nou saam hierdie verhaal. Kom ons lees nou saam Matteus 4 vers 1 tot 11. Die versoeking in die woestyn, Matteus 4 vers 1 tot 11. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê: As jy die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord: Daar staan geskrywe: 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogtepunt van die tempel staan en sê vir hom: As jy die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom: Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: Dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom: Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Ons memoriseervers is Matteus 6 vers 26 vers 41. Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Kom ons sê dit weer saam. Matteus 26 vers 41.
waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Jesus het vir ons 3 tipe versoekings gewys. Die eerste was toe hy 40 dae en nagte niks geëet het nie. Toe kom versoek hy Satan hom om te sê dat die krag wat hy gekry het, om dit te gebruik om brood te word, dat die klippe brood word. Baie kere gee die Here ook vir ons dinge. Maar ons gebruik dit nie altyd soos wat die Here wil nie. Ons gebruik dit vir onsself. Ons het baie keer die Here vra hoe hy wil hê ons dit moet gebruik. 'n Tweede versoeking was toe Satan vir Jesus tot op die tempel gebring het. Dit is 'n baie hoë gebou en almal daaronder was die belangrike mense in die stad. So as Jesus daar sou afgespring het en die engele sit hom mooi saggies neer op die grond, dan sou almal oor hom gepraat het, hy sou baie populêr gewees het en hulle sou hom waarskynlik ook nie eens gekruisig het nie. Almal sou dadelik na hom geluister het. Maar die Here wys dat dit nie sy wil was nie. Baie keer wil ons ook populêr wees. Ons wil hê mense moet van ons hou. Ons wil hê mense moet dink ons is belangrik. Ons wil hê mense moet dink ons is slim of ons is goed in sport. Maar dit kan 'n versoeking wees om die verkeerde dinge te doen. Ons noem dit groepsdruk. Ons wil dinge doen omdat ander mense dit doen, omdat ons wil inpas en ons wil populêr wees. Maar dit kan 'n baie groot versoeking wees om nie te lewe soos wat die Here wil hê ons moet nie. Derde versoeking was toe Satan vir Jesus tot op die berg gevat het en vir hom alles gewys het, al die koninkryke van die wêreld en al sy mooi pragt. Soms is dit 'n versoeking, wanneer ons baie dinge wil hê, en ons wil meer en meer dinge hê, dan kan dit ons in die versoeking bring, om selfsugtig te wees, om neer te kyk op ander. Die versoeking wat ons het om dit te wil hê, maak dat ons baie keer die verkeerde goeders doen. Dalk begin ons al hoe minder kerk toe kom, want ek wil meer dinge hê, of ek begin al hoe minder raak sien wat ander mense dalk swaar kry. En op baie maniere kom die sonde juis voor, wanneer ons nie daardie versoeking kan weerstaan nie. Dis dit belangrik om te sien, dat die Here vir ons gewys het, hoe skelm die duiwel is. Hy gebruik die Bybel om vir Jesus te verlei. Elke keer wanneer hy gesê, daar staan mos geskrywe, was dit reeds wat in die Bybel gestaan het. Baie keer moet ons weet, mense sal baie keer die Bybel aanhaal en dit vir mense wys en jou nog steeds verlei daarmee. Maar hoe het Jesus dit reg gekry om die duiwel te wys hy is besig met om te versoek? Jesus het baie meer as net enkele versies geken. Hy het die hele Bybel geken. Toe Satan hom probeer verlei het met 'n Bybelvers, dan sê hy, ja, maar daar staan ook geskrywe. Nee, hy het die hele Bybel in ag geneem. So dit is vir ons baie belangrik, dat ons moet aanhou om die Bybel te leer ken, sodat ons nie verlei word nie, om bewus te wees van al die maniere hoe die duiwel ons probeer verlei, en dat ons sal nee sê, wanneer hy ons probeer verlei. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, baie dankie dat ons die kinders kan wees. Here, in 'n wêreld waar ons baie versoekings het, baie verleidings, Here, help ons om onderskeid te ontwikkel, dat ons sal weet wat kom van U af, en wat is 'n verleiding van die duiwel af. Help ons om gedissiplineerd die Bybel beter te leer ken, sodat ons die vermoë kan ontwikkel om onderskeid te kan tref in die lewe. Wees met ons, lei ons deur die Heilige Gees. Dankie dat U ons sondes vergewe, omdat U vir ons aan die kruis gesterf het. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen. En onthou, die duiwel bring ons in die versoeking, maar ons staan hom te met goeie kennis van die Bybel.